Goeiemôre vriende op hierdie mooi Dinsdagoggend 10 Maart 2026. Kom ons raak sommer net so vir 'n wyle bewus van die Here se teenwoordigheid. Ons wat hier mooi by in Kaapstad bly, sien die hele tyd vir Tafelberg by. Ons fokus sommer so 'n bietjie op die berg, op die see en raak bewus van die God wat dit geskep het. Wie is hy? Wie is hy? O Vader God, as ons nie vir Jesus gehad het wat vir ons kom wys het, wat is die eienskappe van U, wie U is in mense gestalte nie, sou ons nooit 'n idee gehad het nie. Here God, sou U altyd in God op 'n afstand gewees het, maar in Christus U self, wat ons verstand te bowe gaan, U self, het U vir ons kom wys wie U is. Here, as jy nie 'n muurtjie word om vir 'n muurtjie te vertel wat in 'n muurshoop is, dat die ploeg is aan die kom nie, gaan hulle nooit verstaan wat gesê word nie. Jy as mens kan maar daar skree en jy kan doen wat jy wil, maar as jy nie 'n muurtjie geword het nie, sal jy nie kan kommunikeer nie. Here, U het gekom kommunikeer deur Christus Jesus. Dankie dat ons in hierdie tyd ook Jesus kan vier, die een wat gekruisig is vir ons. Dankie daarvoor. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ek wil tog so 'n bietjie net teruggaan na gister toe. Ons het 'n bietjie gepraat met, ek gaan nou nie weer vir julle die kontekste en al die goeters gee nie, julle weet nou, dit is 'n heidense stad waar hy is in Athene, sentrum vir heidense praktyke, Timoteus is daar, Paulus die brief vir Timoteus geskryf, so om en by, het ek dit geweet, my beerings kry, ek dink 62, 64 voor Christus, 62, 64 voor Christus, kom skryf hy vir Timoteus, vir wie hy baie lief was, né? Maar dan skryf hy hierso, vriende, ek wil hê ons moet net weer 'n bietjie daarby stil staan. Hy kom praat nou hier oor hierdie vals leerstellings en nou die sekere mense wat hierdie leerstellings versprei. En dan kom sê hy hierdie eindelose verdigsels en gestryery. Hy sê sulke dinge gee eerder aanleiding tot twistgesprek. Nou kom ek wil hom net eers daar stop. En ons het gister so 'n bietjie daarby stil gestaan, maar ek wil vandag pertinent daarby stil staan. En dan sê hy, as dit die vorming bevorder wat deur God sulke dinge gee eerder aanleiding tot twistgesprekke, nee, hierdie ding oor die valse leerstellings, as dat dit vorming bevorder wat God deur die geloof gee. As dat dit die vorming bevorder wat God deur die geloof gee. So kom ons sê dit anders. Wanneer daar by jou en by my nie twistgesprekke is nie, maar liefde, gee dit aanleiding tot vorming, vriende, wat God deur die geloof gee. Nou, hoe word ons gevorm deur die geloof? Wanneer ek en jy geloof het, beteken God het vir ons ook selfs daai geloof gegee. Dit is amazing nie. Dis een van die gawes. Die geloof word vir ons gegee deur die Heilige Gees. Ons reageer op die Heilige Gees wat die heeltyd besig is om in ons te werk. In die heidene kom dit klink tot bekering. Nee, vriende, die Heilige Gees is almekaar die heeltyd besig om ook met ongelowige mense te werk, om eintlik vir hulle die heeltyd bewus te maak van die Here se teenwoordigheid. Die probleem is, hulle wil dit nie aanvaar nie. Hulle wil nie daarop reageer nie. Hulle het hulle eie sieninge oor goed. So hulle weerstaan eintlik die approach van die Heilige Gees elke keer na hulle toe. Die vorming wat dit bevorder deur die geloof wat dit gee. En vorming, vriende, God vorm jou en my. En hoe vorm hy jou en my? Dit is Genesis 1 vers 27. Ons is geskape na sy beeld om hom te verteenwoordig. So God is die hele tyd besig om jou en my te vorm. Hy's besig om, daarom is daai, ek is die pottebakker, ek is die klei, maak met my soos jy wil, né? Vorm my en maak my soos jy wil. Ons moet ons in die hande van God kom gee, in die hande van Christus kom gee, in die hande van die Heilige Gees kom gee, om ons te vorm, liewe vriende, deur die geloof. Om ons te vorm om al hoe meer die beeld van Jesus Christus te projekteer.
So dit is vir my nogal belangrik. So sulke dinge gee eerder aanleiding tot twisgesprek, né? Hierdie ander en die ander. As dit die vorming bevorder wat God deur die geloof gee. Ons het vorming nodig. Dis hoekom ons eredienste bywoon. Dit is hoekom ons klein groepe bywoon. Dit is hoekom ons die woord bestudeer. Dit is hoekom ons bid. Dit is hoekom ons memoriseer, reflekteer, tekste memoriseer, joernale oor goed. Hoekom doen ons dit? Sodat God deur sy gees ons al hoe meer kan vorm na die beeld van Jesus Christus, liewe vriende, sodat ons hom kan verteenwoordig by mense wat daar is, né? Hy sê, Paulus sê vir Timoteus, moet jy so pas op vir hierdie ander manne, want dit belemmer jou bevorder, jou vorming. Dan gaan hy aan, dis met by hierdie twee verse te stil staan. Die doel van hierdie opdrag is om liefde te wek wat uit 'n rein hart en 'n goeie gewete en 'n opregte geloof kom. Die opdrag wat hy wat Paulus vir Timoteus kom gee is dat hy nie moet toelaat dat hierdie dwaalleraars en hierdie leerstellings 'n effek het op hierdie gemeente nie, en hy moet daarteen waak. Dit is die opdrag wat hy eintlik kom gee. Die doel van hierdie opdrag is om liefde te wek wat uit 'n rein hart, 'n goeie gewete en 'n opregte geloof kom. Nou kom ons ek sê mos altyd vir julle, ons hardloop so bo hierdie goed. So vinnig, tsik. Dis 'n ongelooflike vers hierdie. Die doel van hierdie opdrag, omdat julle nie moet betrokke raak by al hierdie valse leerstellings en wettisisme en twisgesprekke nie. Die doel is om liefde te wek, want wat doen hierdie twisgesprekke en hierdie goed? Dit breek liefde af, daar kom haat, daar kom suspisie die hele tyd. Vriende, dit is net 'n gemors. Daarom het ons altyd vir mekaar sê, met Paulus ons ook die hele tyd herinner daaraan, al kan jy preek jy die spoegspad, liewe vriende, kan jy wat ook al doen, en kan jy tale praat, en al uit die begin, maar jy het nie liefde nie, as jy klink in 'n metaal en 'n galm en 'n simbaal. Want liefde, liewe vriende, verander die wêreld. Dis wat God kom wys deur Christus. Die doel van hierdie opdrag is om liefde te wek. Met liefde in die gemeente is, wat uit 'n rein hart kom. Julle kan nie deelneem aan hierdie seksuele praktyke van die afgode hier rondom julle. En liewe vriende, hierdie goed is live and well. Die seksualiteitsgoeders is in ons tyd, in die tyd waarin ek en jy stel, live and well. Ek hoef nie dit vir julle uit te pak, julle weet presies waarvan ek praat. Hierdie opdrag moet uit 'n rein hart, uit 'n liefde wek wat uit 'n rein hart kom. 'n Rein hart is 'n heilige hart. 'n Heilige hart is 'n hart wat vir God afgesonder is. Ek en jy is 'n geestelike huis van God. Ons huis behoort aan die Heilige Gees. Daarom is daar nie plek vir enige iets in hierdie Heilige Gees anders as goed wat vir God goed is nie. Dit moet 'n goeie gewete wees. Nou 'n goeie gewete, liewe vriende, alhoewel ek en jy 'n goeie gewete kan hê, is wanneer ek en jy 'n lewende verhouding met God het en ons toelaat dat die Heilige Gees deur ons werk. En dit moet uit 'n opregte geloof kom. Wat is opregte geloof? Opregte geloof is om te glo dat Jesus Christus, die Seun van die lewende God, self God, die enigste weg na die Vader is. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. God het die wêreld so lief gehad dat hy Jesus Christus gestuur het om vir ons te kom sterwe, sodat elkeen wat in hom glo die ewige lewe kan hê. En as jy in hierdie Christus nie, dan gaan hy aan in Johannes 3 vers 16. As jy nie glo in hierdie Christus nie, is jy reeds veroordeel. So dis twee groot verse wat hier staan. Ons word gevorm deur die geloof. Liewe vriende, om al hoe meer soos Christus te wees. Die doel van hierdie opdrag is om hier by hierdie twisgesprekke betrokke te raak, is dat daar liefde in ons gewek moet word, uitkom dit 'n rein hart kom, 'n goeie gewete en 'n opregte geloof. Pak dit nog 'n bietjie verder uit, vriende, vir julleself. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.